Broers en susters, die Here praat met ons vanmôre uit Romeine 8. Ons het 'n vorige keer ook uit Romeine 8 die woord van die Here gehoor. Dit is steeds deel van ons oorkoepende tema van die jaar, God se liefde. God se doelgerigte liefde met ons. En hierdie is een van die mees besondere gedeeltes in die Bybel. As jy Romeine 8 van die begin af lees, eintlik die hele Romeine brief, raak ons so oortuig van God se vergewing en sy regverdigheid waarmee hy ons deur Jesus vrygemaak het. Ons lees vanaf vers 18 tot 30. Die opskrif is die heerlikheid wat kom. En hou hierdie woord vas. Ons gaan terugverwys na hierdie woord heerlikheid. Ek lees uit die 83 vertaling. Lees asseblief saam, daar is Bybels in die banke. Vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms laat aanbreek het nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is nog immers aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarom het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping self sal ook bevry word van die verslawing van die verganklikheid, om so tot vryheid te kom van die heerlikheid, kom die heerlikheid weer na vore, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God, hier is ons teksgedeelte tot aan die einde. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir wat hom liefhet en wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Broers en susters, ek weet nie van u nie, maar as mens hierdie gedeelte lees, is dit asof ons vasgevang word en ons verwonder aan die onuitspreeklike en onverstaanbare liefde en genade van God. Ek hoop u dit beleef met die lees, want God het self dit vir ons nou kom sê. Alles wat ons hier gehoor het is die waarheid en dit kan nie verander nie. Hoe hy ons oorspoel met alles wat hy gee. Die oortreffend trapwoorde, sy rykdom en grootheid en alles werk uiteindelik vir my ten goeie, tot my voordeel. Ons wat niks verdien het nie. Ons wat niks gedoen het dat ons dit moes kry nie. Ons hoor die kontraste ook in hierdie gedeelte. Iemand skryf dat Romeine 8 en spesifiek hierdie gedeelte die top en die triomf is. En die doelgerigtheid van God in sy liefde en genade vir ons. En ons kan net reageer met dankbaarheid.
Die konteks, kom ons kyk net bietjie na die konteks voor ons by die teksvers kom. Daar is 'n gedeelte in vers 17, kom ons lees net gou hierdie saam. Vers 17 is net die vorige vers van Romeine 8. En omdat ons, kyk nou na die woorde wat ek nou in kleur het, kinders is ons ook erfgename. Jy weet wat is erfgename? Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Die kontras, die lyding op aarde en die heerlikheid wat voorlê. En dan ons geleesde gedeelte. Ek is daarvan oortuig dat die lyding weer in die volgende vers, wat ons nou het nie, wat ons verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms laat aanbreek het nie. En dan in die teksgedeelte, die wat hy, ons gaan later terugkom na vers 29, verkies het hy ook bestem, en die wat hy daartoe bestem het hy geroep, die wat hy geroep het hy vrygespreek, die wat hy vrygespreek het hy verheerlik. Dis 'n ringkomposisie, dit begin met verheerlik en dit eindig, en dis die kern waaroor dit gaan, die samevattende tema, ons heerlikheid. Ons gaan net nou 'n bietjie na die woord kyk. Ons het dit geërf, u weet wat beteken erf, baie van u het al geërf, hier staan ook in vers 27, dit raak ons deel. Die persoon moet dalk nog net sterf van wie jy moet erf. Maar dit staan in die testament, dit is klaar joune. Kan nie weggevat word nie. En hierdie wat ons gaan erf, kan nie deur ons begryp word nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, dis iets wat in die oog, geen oog gesien het, geen oor gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, of in die gedagte van 'n mens. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, die heerlikheid wat alles verreweg oortref, dit is ook wat hierdie vers sê. Ons kan nie daarby kom nie. En ons het gelees, nie net ons nie, maar die hele skepping sien uit met verwagting dat dit gaan gebeur. Die heerlikheid breek aan, broers en susters, die dag as ons sterf, of wanneer Jesus weer kom. Ons weet net nie wat die een is eerste nie. Die skepping sug, het ons gelees. Droogtes, oorstromings, diere, almal wat het pyne en wag dat die verlossing van alles sal plaasvind, en so ons ook. Ons sien uit met verwagting dat God bekend gaan maak dat ons sy kinders is. En die word gestel, ons het gelees, ons sien nog nie alles nie, ons is nog nie daar nie, ons het klaar die belofte, maar ons sien nog uit. Dink terug toe julle klein was en die kinders, julle kan dalk onthou, as jy op vakansie gaan, klim in die kar, en al wat jy weet, ons gaan see toe. En sien uit, en ons het die dae begin aftel, en opgewonde toe ons begin pak, want ons sien, in ons gees is oog, ons gaan op vakansie, alhoewel die kinders nie weet, hoe lyk die kampterrein, of die chalet, of waar ons gaan bly nie, ons weet nie alles nie, maar ons sien uit, ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dis wat hier bedoel word, ons hoop daarop, en ons sien uit met verwagting. Vers 20 en 21, daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waarin die kinders van God deel sal hê. Erfgename van is, dis ons. Soos ons verder gaan met die preek, broers en susters, luister na die beslisheid van hierdie woorde. God sê dit, en dis vas, en ons glo dit, al verstaan ons baie min. En al klink dit ook nie logies nie.
Hoe kan dit wees? Ons het dit gebid, dat alles my deel word. Hoe kan God my so lief hê? Ek verstaan dit nie. Ons vra baie keer, waarom gaan dit so sleg met my? Kom ons vra, waarom gaan dit so goed met my, as ek hierdie hoor? Dit moet ons harte draai en verander, en ons denke vernuwe, oor wat hier staan. Vers 23, 24. Ons is die eerste gawe van God. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop op wat vir ons voorlê. Kom ons kyk na die teks, vers 28 en 29. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en wat volgens sy besluit geroep is. Nou ongelukkig, broers en susters, is dit een van die tekste wat die meeste misverstaan word. Mense kry baie keer kaartjies of boodskapies as jy sleg gaan, toe maar, God sal alles ten goeie laat meewerk vir jou. En dan bedoel die een wat dit stuur, dalk weet dit gaan altyd nou weer met jou goed gaan. Dis nie waar nie, dis nie wat hier gesê word nie. Hy sal alles uiteindelik ten goeie laat meewerk, maar dit sê nie, hy gaan al jou probleme nou oplos nie. God het dit nooit beloof nie. Johannes leer dit vir ons in Hoofstuk 16. Dit sê ek vir julle, sodat julle in my vrede kan hê, nie in jou omstandighede nie, nie in die wêreld vrede kan kry nie. In die wêreld gaan julle dit moeilik hê. Dis 'n stryd, maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin, sê Jesus. So al gaan ons deur lyding, onthou hier staan in vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, en ons gaan dit nog verduur, die lyding. Ons moet die konteks daarvan sien, in alles ten goeie meewerk, saam met die lyding, saam met die beproewing en die hartseer, en die verlies van lewens, van geliefdes, en siekte. Alles sal uiteindelik werk tot heerlikheid. Ons nuwe begin saam met Jesus in die ewige lewe. En daarom in vers 25 het ons gelees, maar ons hoop nou op wat ons nie sien nie, en ons wag daarop met volharding. Nou kan ons deur ons moeilike tye volhard. Jakobus sê dit ook. Hy sê wees bly as julle beproef word, want dit leer julle geloofsgroei en volharding. Dit is ten goeie. Ons het al vorige keer die woord gebring, maar is ons sagte klei wat verander word met pyn, maar dis ten goeie. Dis ook wat hier bedoel word. En die Gees staan ons by, het ons gelees. Want ons weet nie altyd hoe om te bid nie. Dan lei die Gees ons, en hoor wat staan hier, as die Gees ons lei. Hy pleit vir ons volgens die wil van God. Vers 27. Nie ons wil nie. Dat ons net kry wat ons wil hê, en dan is ek bly, en dan is God groot en goed nie. Nee, die Gees lei ons dat ons kan bid, dat God se wil vir ons uiteindelik uitwerk in ons moeilike tye, in ons strewe op aarde. En as ons na vers 29 toe gaan, broers en susters, besef ons iets wat amper net nie kan waar wees nie. Waartoe word ons geroep? Waartoe is hierdie goedheid? Hy sê, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dink bietjie daaraan. Ons, dis ook die woord van metamorfeo in die Grieks van, maar hierdie is 'n innerlike veranderlinge. Innerlik is jy en ek gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus. Om soos Jesus Christus te word. Om te groei in ons geloof. In hierdie lewe gaan ons nooit soos hy word nie, maar ons is klaar bestem
om soos hy te leef, om in hom te wees. Om 'n beelddraer te wees van Jesus. Genesis 1 vers 26 is die skepping. Ons is geskep as verteenwoordigers, as beelddraers van God. Dis wat hier bedoel word. In Jesus. Saam met Jesus. Die woord vooraf verkies. Die Griekse woord is progignosko. Dit beteken om vooraf te weet. Gignosko is kennis. Vooraf kennis. God het vooraf kennis gehad dat hy ons gekies het. En die woord bestem is ook 'n proorizo. Dit beteken ook vooraf. Altyd die woordjies pro beteken vooraf, maar bestem beteken dan vooraf besluit, beplan, uitgewerk. Alles het God voor die tyd klaargemaak. Johannes beskryf dit eintlik die beste. Lees net saam met my na hierdie gedeelte. En kyk na die kleurwoorde. Jesus bid vir sy disippels en vir ons ook voor in Getsemane, voordat hy gekruisig gaan word toe hy bloed gesweet het. Ek bid dat julle almal een mag wees. Hy bid tot die Vader, ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid, hier is die woord weer, wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, dis aan ons, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle in my, hy herhaal dit, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet net soos U my liefhet. Lees gerus Johannes 17, hierdie gebed as U twyfel. Die herhaling van die woorde sê dit kan net nie anders nie, hoe ons een in hom is, saam met hom is. En wat hy ons gegee het, wil ek kortliks uitbeeld, wat ons in ons teks het, vers 28 en 29. Die eerste is, ons is verkies. Dis die trappe van ons lewe, tot die einde van ons lewe. Vooraf het God als geweet, hy het ons verkies. Toe het hy ons bestem, dis is vers 29, jy kan dit saam lees, om een in Christus te wees. Hy het dit bedoel en hy het gedoen. En toe het hy ons geroep op ons naam. Jesaja 43, ek het jy op jou naam geroep, jy is myne, kom na my toe, sê Jesus, ook in Matteus 16. Hy roep ons, want ons is sy kinders. Hy het ons vrygespreek, en die hele vryspraak deur die kruis van Jesus Christus, u ken dit, u weet dit, ons teks begin ook, ons weet, u weet hierdie lankal. Dit is wat gebeur het op aarde. Dis klaar. Dit word alles in die verlede tyd geskryf. Wat hy verkies het, wat hy bestem het, geroep het, vrygespreek het, en dan kom die dood, of die wederkoms, eendag in die hemel, verheerlik. Dis al wat nog voor lê. Ons erfporsie. Maar hy skryf dit in die verlede tyd, asof hy sê, dit het klaar gebeur. In 1 Petrus 5 vers 10, God wat alle genade gee, het julle geroep om aan Christus Jesus deel te hê, aan sy ewige heerlikheid. Hy sal julle net nadat julle kort tydjie gelei het, dis ons lewe op aarde, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Ek gee julle die ewige lewe, Johannes 10, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie, sê die Vader. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Broers en susters, wat sê hierdie vir ons? Miskien is dit 'n draaipunt in jou gedagtes. Jy moet nou mooi luister. Eenmaal verlos,
deur God. Altyd verlos deur God. Hierdie waarhede wat ons hier gelees het, kan nie verander nie. En dis baie keer waar ons twyfel lê. Maar hou hierdie vas. Jesus Christus se eerste koms was as verlosser aan die kruis en het ons vrygemaak. Dis die verlossing waarvan ons gelees het. Dis die laaste voor ek doodgaan, ek is bevry en verlos. Hy het my en jou skoon gewas, hy het ons vrygekoop deur sy bloed, en ons is in hom, in sy bloed, een met die Vader, vir altyd, voor die lewe en na die lewe, en tydens ons lewe. Sy tweede koms, as wie kom hy? As regter. Wat doen 'n regter? Hy oordeel. Hemel of hel. Hoe kan die een wat jou verlos het, jou dan weer skuldig bevind? Dit kan nie. Sy eie bloed het hy gestort en gesê, jy is vry. Hy kan ons jou nou nie dit verander en dan sy ontrou in homself. Dan is God ontrou in homself. Dan is hy nie meer volmaak nie, dan is hy nie heilig nie. In sy heiligheid kan hy net die vryspraak bevestig wanneer jy sterf en wanneer hy weer kom. Hou dit vas. Ek wil nou begin klaarmaak met 'n toepassing. Is daar van u wat nog twyfel? Jy kan een van 3 antwoorde gee oor die redding, sekerheid en dat jy 'n erfporsie van die heerlikheid sal ontvang. Maar jy kan sê, ek glo dit, ek gaan hemel toe, ek gaan die heerlikheid ontvang, ek is vas nie geloof. Of jy kan dalk sê, nee, ek gaan hel toe. Dan is daar 'n middel een. Die groen lig is ja, ek gaan hemel toe. Die rooi lig is ek gaan hel toe. Maar daar is 'n oranje lig. Ek weet nie. Ek is nie seker nie. Ek is nog sondig. Ek is nie, en hierdie broers en susters pla baie van ons, en hoor mooi, ons is amper klaar, probeer wakker wees. Hierdie is die kern van die preek. As ons regop sit, sal ons wakker wees. Probeer jou denke verander nou. As jy twyfel, as jy onseker is, daar's 'n bekende teoloog, Alistair Begg in Skotland, wat hierdie vraag vra, sê nou maar, die Here vra vir jou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat gaan jou antwoord wees? En dan sê hy, as jy daai vraag antwoord in die eerste persoon, want ek het darm probeer, want ek glo darm, omdat ek kerk toe gegaan het, dan sê hy, dan is jy op die verkeerde pad. En ons het dalk gehoor deur valse predikers. Hoe meer jy doen, hoe beter is jou kans op die hemel. Dis verdienste, dis werkheiligheid, dit is voorspoedsteologie. As ek wil fokus op my greep op Jesus, is ek verlore in my denke. Ek moet fokus op Jesus se greep op my. Niks wat Jesus vashou kan hy laat los nie. Nie oor my nie, daarom antwoord ons dit in die derde persoon. Omdat hy alles klaar gedoen het. Omdat hy my verlos het. Nie omdat ek niks. Ek kom met my sonde, ja, omdat ek gesondig het, vra ek om vergifnis. Ons skuif, ons presteer en verdienste denke van goed doen na genade denke. Ek is verlos deur die bloed van Jesus. Nie deur kennis en dade nie. Ons is nie in 'n storm in ons lewe en probeer terugkom by God nie. Luister mooi. Baie keer dink ons so, ek is verdwaal, ek weet nie waarheen nie. Nee. God het my klaar gevind. Ek is veilig aan wal en ek kom agter ek was nog altyd by hom. Veilig. Jy geloof in Jesus
En in hierdie waarhede van God is nie om te probeer om my lewe reg te kry nie, om my kans te verbeter nie. Geloof is 'n herinnering aan wie ek nog altyd was en is by hom. Hoorie, hoe kan ons moet ons denke swaai? Vernuwe, want ons is nuwe mense. Ons verhouding in God is nie 'n vreesagtigheid of 'n twyfel, hy hou my dop om my te straf vir my sondes nie. En ek dink ek is nie goed genoeg nie. En ek is een fout weg om alles te verloor. Ek is een sonde weg om hel toe te gaan. Nee, die teenoorgestelde. Ek het die wêreld klaar oorwin, sê Jesus. 'n Laaste gedagte, as ek nou bly aanhou sondig, wat as ek nie meer kan nie? Broers en susters, die krag van die opstanding. Ons is so pas deur die Paasfees. Luister hoe sê Paulus in Filippense 2 vers 13. Hierdie troostvolle woorde, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dieselfde Romeine 8 vers 13. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Die opstandingskrag en die dankbaarheidskrag gee ons die krag om nee te sê vir die duiwelse versoekings en die beeld van Jesus uit te straal. En as ons val, dan is op ons knieë, dan bid ons, Here, dankie vir u vergifnis. Dankie vir die belofte dat u my sal optel. Ek leef in die vergifnis. Dis my doel om 'n heiligmaking lewe te leef, 'n bekeer lewe tot ek die heerlikheid ontvang. Heiligmaking vind in hierdie lewe plaas. Die heerlikmaking is die geskenk aan die einde. Ek sluit af. Genadekrag oorwin. Het vat ons skuld weg, ons skuldgevoelens, want Jesus het dit weggedra deur sy bloed. Gee dit vir hom en moenie dit terugvat nie. Los die skuldgevoelens by hom en dank hom vir die vergifnis. Ons leef jare lank met skuldgevoelens en ek dink ek kan myself nie vergewe nie. As Jesus jou vergewe het, met dit is volbring. Vader, vergeef hulle, sy kruiswoorde. Hoekom sal ons onsself nog skuldig bevind? Die kruis is nie die begin van ons verlossing nie, dis die einde. Ons verlossing is daar reeds afgehandel. Leef in Jesus as beelddraer en skyn hom uit. Ons is ontvang in genade. Leef nie in vrees of twyfel nie, maar in genade. Amen. Ons danksaam. Enigste woorde wat ons nog dalk oor het, Hemelse Vader, is net 'n kalfvoet woordjie. Dankie. Al verstaan ons dit nie. Ons wil dit net omhels. U omhels. Maar help ons, Vader, ons wat soms nog bang is, of twyfel, of nie weet nie, of deur mekaar is, oor u redding, verlossing en die heerlikheid. Dat ons hierdie preek, hierdie boodskap sal vasmaak in ons harte en dit nooit laat gaan nie. En as daar vir ons is wat nog anders gevoel of gedink het, dat u ons nou draai, en ons lewens uitkyk verander, dat ons sal weet en glo wie ons is in u.
En dat ons dit vir ander gaan vertel wat nie hier is nie, in ons gesinne, in ons families, in ons vriende, in werkskringe wat twyfel, wat nie meer by die kerk uitkom of woord Bybelstudie doen of u verkondiging hoor nie, of al van valse leraars dit hoor. Dat ons die waarheid vir hulle gaan sê en omhels wie jy is in jou geloof, wie God jou gemaak het, kind, erfgenaam. So seker is wat ons leef, so seker is ons sal sterf, so seker is ons sal by U wees. Omdat ons werklik glo. Red ons van skyngeloof. Dat ons hier sit en sê ja, ons is Christene, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Ons hou maar aan met ons skuld en ons sonde. Red ons daarvan. Maak ons opreg voor U Vader, want ons kan nie aanhou sondig en ons verhouding met U skaad nadat ons hierdie gehoor het nie. Dat U alles vir ons gegee het. Hoe kan ons U dan verder seermaak met sonde wat ons weet en dan sê nee, maar ek is lief vir U. Help ons hierin. In ons opregtheid en eerlikheid teenoor mekaar en teenoor U. U ken ons lewens. U weet waar ons val en U weet waar ons moedswillig is. Ruk ons terug na U, dat ons met dankbaarheid U dien. Dankie Here vir ons gemeente. Ons bid vir die leierskap. Ons bid vir elkeen wat hier is. Ons bid vir die predikante, veral vir Reinhard wat in 'n groeiende gemeente hard werk. Ons wat hom help, Vader, lei ons. Ook in die tyd wat ons weer wil beroep. Ons is ook bewus van die kommelinge in ons kerkverband en ons bid daarvoor, Here. Dat ons weer 'n eenheid kan vorm, omdat ons almal die kinders is, al is daar hoeveel menslike verskille. Wil U 'n bedienaar na hierdie gemeente toe stuur op U tyd, wat hier wil kom werk met die gawes wat U gegee het. Net U kan dit doen. Ons smeek dit van U. Maar ons dank U vir die wonderlike voorreg wat ons het, van leiers wat na vore kom, nuwe lidmate wat aansluit. So voeg U mense by ons, dan sal U die getalle vermeerder soos wat U wil. Maar laat ons hier leer dat ons ware disippels sal wees. Ons bid vir almal wat siek is. Almal wat behandeling vir kanker kry. En ander dodelike siektes. Die wat geliefdes verloor het. Die wat bekommerd is oor hulle kinders en kleinkinders en ander familie. Help ons, Here, om as beelddraers net die vreugde en vrede en geluk uit te straal, omdat ons gehoor het wie ons is vanmôre weer. En lei ons uit om getroue getuies te wees. Ons bid U seën oor elkeen van ons, maar ook al U kinders in hierdie hele wêreld wat so deur oorloë getuister word en duisendes wat sterf. Omdat leiers oorlog reël tussen lande. Gee ons weer vrede op aarde. En dankie dat ons weet U is altyd in beheer. En daarmee gaan ons hierdie week in met die vreugde en die blydskap en die dankbaarheid dat ons in U kan wees. Amen.